Hoe lyk jou God? Baie mense sal dink dat hierdie 'n kontroversiële vraag is. Jy sien daar is 'n menigte van gelowiges, en selfs Christengelowiges, vir wie die wêreldse ding hulle God, hierdie God met 'n klein lettertjie G geword het. En dis meebring dat die almagtige God ons skepper op die agtergrond geskryf het. Daar's mense wat meer waarde heg aan hulle geld as aan God. Daar's mense wat die kerk verlaat, omdat hulle voel die kerk vra te veel geld. Hulle is net eenvoudig nie bereid om afstand te doen van hulle hardverdiende geld nie. Daar's mense wat meer waarde heg aan hulle dierkarre. As daar byvoorbeeld 'n aanbiddingsbijeenkoms sal wees op 'n plek waar hulle 20 of 30 km rondpad moet ry, is hulle eenvoudig nie bereid om dit te doen nie, want hulle karre sal verniel of vuil word. Daar is selfs die mense vir wie die lekker van die wêreld se afgod geword het. Hulle sal duisende rande betaal om rugbywedstryd na rugbywedstryd by te woon, maar om vir 'n uur of 2 in die kerk te kom is eenvoudig net te veel gevra. Daar's nie by wie eie sinnigheid hoog te vier. En hulle luister eenvoudig na niks en na niemand nie, selfs nie as na die woord van ons skepper God nie. Ek is seker ons kan tot 'n oneindigheid aangaan om voorbeelde te doen van dinge of gode wat by die Vader in sy evangelie, bo die Vader in sy evangelie gestel word. My vraag aan jou weer eens is, hoe lyk jou God? Lyk hy soos laasgenoemde voorbeelde, of het hy die toonbeeld van ons genadige skepper Vader in sy drie-eenheid, as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees? Ons moet in alles God eerste stel. Die res sal volg. God kan en mag nooit 'n tweede of 'n derde plek in ons lewens inneem. Bestudeer die woord van God in plaas van eerste in alles in jou lewe. Ek deel graag die volgende Bybeltekste met u. Efesiërs 5 vers 5. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontuig pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. 1 Korinte 10 vers 14. Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdiens te doen nie. 1 Samuel 15 vers 23. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêry. Eesinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Ten slotte, Matteus 6 vers 24. Niemand kan vir 2 baase te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander afskeep. Jy kan nie God en Mammon dien. Hoe lyk die God wie die eerste stel in jou lewe? Is hy hemels of is hy van hierdie wêreld?